Vriende, ek vertrou dat u 'n heerlike nag se rus gehad het, dat u vars verkook en nuut opgestaan het. Dis daarom Saterdag, die meeste van ons het so 'n bietjie tyd om so in en om die huis so 'n bietjie dingetjies te doen, so 'n bietjie 'n rustiger dag te geniet en dan ons harte voor te berei vir die erediens van môre. Mag die Here vir ons ryklik seën ook wanneer ons saamkom rondom sy woord en ook wanneer ons dan die nagmaal gaan gebruik en dan ook eer gaan bring aan die Here dat hy sy lewe vir ons aan die kruis gegee het. Nou vriende, ek wil vanmôre 'n bietjie met u praat daar uit Judas, die 20ste vers. Nou Judas het net een hoofstuk, daarom praat ons van Judas, nie in hoofstukke nie, maar net die verse. Daar in die 20ste vers lees ons, maar julle geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. Nou belangrik dat hierdie Judas nie Judas Iskariot was nie. Dit was nie die persoon wat Jesus verraai het nie, maar hy identifiseer homself as Judas, 'n dienskneg van Jesus Christus en broer van Jakobus. So met alle waarskynlikheid was hierdie Judas 'n halfbroer van die Here Jesus, omdat Jakobus ook 'n halfbroer van die Here Jesus was. Hulle was seuns van Josef en Maria en daarom halfbroers van die Here Jesus Christus self. Nou hierdie man Judas skryf hierdie baie besondere brief met hierdie 25 verse, kosbare waarhede. En ons gaan vanmôre 'n bietjie praat oor die gedagte, wat beteken dit om in die Heilige Gees te bid? Nou daar is baie kerke wat vir jou sê om in die Heilige Gees te bid, is om in vreemde tale te bid, is om in 'n hemelse taal te bid, om in 'n onverstaanbare taal te bid, dat net jy en God verstaan, dat die duiwel nie weet wat jy sê nie. En al hierdie dinge word vandag geleer vir mense, en ek wil vir u sê, vriende, dit is absolute onsin. Dis wat mense doen as hulle nie voorberei en as hulle die skrif en die teks nie ondersoek nie. Lyk my mense wil so graag in 'n vreemde taal praat of snaakse dingetjies doen, en ek verstaan nie waarom nie, want die skrif is vir ons baie duidelik dat ons nie nodig het om ons verstand eenkant te sit as ons die Bybel wil verstaan nie, maar ons moet net ons arrogansie eenkant sit en in nederigheid buig en vir die Here vra, leer ons uit u woord, sodat ons dan ook kan leer wat u vir ons wil sê. Nou vriende, ons gaan baie kortliks kyk na wat dit beteken om in die Heilige Gees te bid. En ek dink as ons skrif met skrif verklaar, dan kom ons gou by die antwoord uit. Om in die Heilige Gees te bid is niks vreemds of snaaks of, ek wil amper die Engelse woord gebruik, weird nie. Dis nie iets om te doen wanneer 'n vreemdeling by my kerk instap dat hy sê, wat op aarde is hier aan die gang nie. Dis nie wanneer my vrou by my studeerkamer stap en sy by haarself sê, maar wat 'n chaos is in daai studeerkamer aan die gang nie. Om in die Heilige Gees te bid beteken eenvoudig dat ek bid in die krag van die Gees van God wat in my hart woon. En die Bybel sê die Gees roep uit, Abba Vader, Romeine die 8ste hoofstuk, u kan daarvan gaan lees. En ons moet so 'n bietjie kyk na wat beteken dit om in die Heilige Gees te bid. In die eerste plek beteken dit om swaar te steun op die krag van die Gees sodat ek reg kan bid. Kom ek lees vir u wat sê die woord. Daar in Romeine 8 vers 26 staan daar, en net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigting. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. U sien, ware gebed is iets wat die Heilige Gees in my hart werk, en ek rig hierdie gebed na God om hom dan te verheerlik in alles wat ek doen. Ag, mag u en ek ook verstaan wat dit is om in die Gees te bid. Verder, om in die Gees te bid beteken dat ek vurig sal bid. Met ander woorde, die Bybel sê dat die vurige gebed van die regverdige het groot krag. So ek bid nie asof ek tot iemand bid wat nie bestaan nie, of ek brabbel maar net 'n paar woorde om 'n aktiwiteit of 'n geestelike aktiwiteit af te handel nie. Ek bid vurig, ek bid met hierdie kosbare wete, daar is 'n God in die hemel wat luister as ek bid, en hy sal my hoor en verhoor na die rykdom van sy genade en sy barmhartigheid. Daar is 'n ywer en 'n vurigheid in my hart, omdat ek weet daar is een wat geskep het, wat alles gemaak het, wat ook my gebed hoor en verhoor op die regte tyd om sy naam te verheerlik. Maar dit is ook om volhardend te bid. Die Bybel sê vir ons, volhard in die gebed en waak daarin met dankseggings. Vriende, dis om in die Gees te bid. Dis om werklik te bid dat die Gees vir ons krag sal gee en wysheid sal gee wat om te bid. Dis om vurig te bid en dis om volhardend te bid. Baie kinders van die Here bid 1 of 2 keer oor 'n saak, dan stop hulle daarmee. Ons het nodig om volhardend te bid, en dis om in die Gees te bid, om te vertrou dat God ons gebede sal hoor, omdat sy Gees dit in ons werk, en omdat ons weet, hy is die enigste een wat ook vir ons kan hoor en verhoor en vir ons gee
wat ons vra. Altyd binne sy wil, altyd binne sy raamwerk. Daarom sluit ons gebed altyd af, soos die Here Jesus self vir ons geleer het: Vader, nie my wil nie, maar u wil geskied. Verder om in die Gees te bid beteken om in nederigheid te bid. Luister, u en ek is klei en God is die pottebakker. Hy is meester, ons is dienskneg. Hy is Heer, hy is koning en ons is hierdie mense wat soos 'n bedelaar by sy poort staan en sê: Ag koning, hoor ons ter wille van u groote en u heilige naam. Die deursnee kerk leer vir jou dat jy op gelyke vlak met God is, dat jy van God sekere goede kan afeis, dat jy vir hom kan sê en voorskryf wat om te doen. Watter lasterlike gedagte is ons net nie meer besig in die kerk van die Here Jesus nie. Daarom het mense nie meer respek vir God nie. Daarom het mense geen vrees meer vir God nie, want hulle het nie 'n gedagte van nederigheid teenoor die heilige God nie. Ag vriende, as ons maar net dink aan hierdie boek wat so tyd terug geskryf is, die boek se naam is Cat and Dog Theology. En die skrywer gee dit vir ons so mooi deur. As jy na 'n kat gaan kyk, dan sien jy die kat dink in die huis dat hy is die koning, hy is die baas en almal moet voor hom buig en hom krap en vir hom aandra. As jy na 'n hond kyk, dan sien jy die nederigheid. Die man se beste vriend, hy kom lê by die voete van die eienaar en hy word gevryf en hy besef en hy swaai die ou sterretjie. En dis die gedagte wat hierdie skrywer wou deurgee met hierdie boek. En ek wil vir u sê, dieselfde gesindheid moet by ons heers wanneer dit kom by 'n heilige God. Ons moet nederig wees. Ons moet besef ons is diensknegte. Ons kan niks eis van God nie. Ons kan niks van hom afpers nie. Hy skuld ons niks nie. Daarom om in die Gees te bid is om in nederigheid te bid, maar verder ook om in liefde te bid. Vriende, hierdie gedagte van om in liefde te bid beteken eenvoudig dat ons liefde vir die Here Jesus ons sal dryf om te bid, dat sy liefde geopenbaar sal word aan 'n verlore gaande wêreld, maar dat ons ook sal bid vir ons medegelowiges in die liefde wat die Here Jesus in ons harte uitgestort het. U sien, gebed is nie selfsugtig nie. Gebed draai nie net om my nie. Dit gaan nie oor my en my koninkryk nie. Inteendeel, gebed in die Gees of om die Gees te bid beteken eenvoudig om te sê: Here, u liefde wat in my hart uitgestort is, wil ek aan 'n verlore gaande wêreld uitdra, aan hulle wat die naaste aan my is, my vrou, my kinders, my bure. Ag, daardie man op straat wat u nie ken nie. Ag Here, help my om in liefde te bid, in die Gees, om u dan ook te verheerlik. Die laaste gedagte, om in die Gees te bid, is om in die geloof te bid. Wat beteken dit om in die geloof te bid? Ek dink die woorde van Hebreërs, die 11de hoofstuk, daar in die 6de vers, gee vir ons die antwoord. Die eerste vers sê, die geloof dan is 'n vaste vertrou op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Vers 6 sê vir ons baie duidelik, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. U sien, om in die Gees te bid is om aanhoudend te bid, om te weet, ek glo dit wat ek bid, en ek weet dat God binne sy wil, soos dit hom behaag, vir my sal gee, nie net vir my beswil nie, maar ook vir die uitbreiding van sy koninkryk. Daarom kom die apostel Paulus, en dit is my so pragtig toe ek dit hierdie week weer gelees het, daar in Romeine 11, en hy besing God se lof met hierdie doxologie, en hy sê oor die diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë, want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee dat hom vergeld moet word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Vriende, as ons luister na wat Judas sê, hier in die 20ste vers van Judas, dan verstaan ons baie mooi wat dit beteken om in die Gees te bid. Niks te doen met die vreemde manifestasies wat in kerke aangaan nie, maar as hy vir ons sê, geliefdes, julle moet julle self opbou in die allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid, dan beteken dit eenvoudig dat ons die Gees moet vra om ons wysheid te gee hoe en wat om te bid, dat ons vurig moet bid, dat ons volhardend moet bid, dat ons in nederigheid moet bid, dat ons in liefde moet bid, maar ook in volhardende geloof. En mag die Here ons gebed verhoor, want hoor hoe pragtig sê die woord dit vir ons. Daar in Lukas die 11de hoofstuk, ek lees gou vir u wat daar staan, Lukas 11 vers 10, want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra, en hy sal hom 'n klip gee, of ook 'n vis, en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee,
Of ook as hy eier vra om 'n skerpioen gee. As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. En ag vriende, so kosbaar, net soos Judas vir ons dit deurgee, so kom ons ook agter hier wat die Here Jesus self vir sy disippels leer om te bid, dat ons grootste gebed moet wees, Heilige Gees, leer ons bid. En as die Heilige Gees ons leer bid, sal dit altyd in ooreenstemming met die woord van die Here wees en die voorskrifte wat die Here vir ons gee, wat gebed aanbetref. En hoeveel te meer sal die Here die Heilige Gees gee aan die wat hom bid, sodat hulle in die Gees kan bid, sodat hulle kan bid op 'n manier wat God welbehaaglik is en dat hulle gebedsverhoring kan smaak. Mag die Here vir ons wysheid gee en mag hy ons harte voorberei, ook dan vir die dag van môre waar ons die nagmaal gaan saam geniet, waar ons die dood van die Here gaan herdenk. Mag ons bidend nader en mag ons hierdie God eer vir wie hy is en ook die een wat ons gebede verhoor. Seën vir u, groete, mooi dag verder, tada.